Dankie sê vir hierdie dag wat U vir ons gegee het. Ook vir die genade waar ons deel met mekaar vanoggend. As ons toegang kan hê tot mekaar, tot die woord, en ook ons geloof op hierdie manier kan uitleef. Here gee dat ons dit nie vanoggend net as vanselfsprekend sal aanvaar en so dan as uitsien, maar dat ons sal besef, Here, ons beleef die guns, die seën, ook hier. Here, vanoggend kom ons en ons dink aan elkeen wat geraak word deur siekte, deur verlies. Here, hulle wat werklik worstel met omstandighede wat oorweldigend is. Here, ons draai ons gesig na U en ons bly by U, wees ons genadig. Voorsien vir ons in dit wat ons van nodig het. Here, gee vir ons krag. Gee vir ons die volharding in ons vertroue tot U. En mag ons oog op U gerig hou. Here, wanneer ons vanoggend uitsien om saam tyd te spandeer rondom U woord, dan vra ons vir U dat U dit ook vir ons geseën sal maak deur die werking uit die Gees. Here, mag hierdie woord ons harte raak. Mag ons die boodskap daarvan saam met ons neem. Mag ons dit koester elke dag, 'n deel maak van ons lewe, sodat U daardeur verheerlik moet word. Here, ons gebed is dat U vanoggend in ons samekoms die middelpunt sal wees. Here, dat U wil hierin sal geskied en dat ons verryk mag word in ons lewe. Dankie dat ons vanoggend ook dit mag bid en vra en kan weet, Here, U ken ons gedagtes, U ken ons hart en U sal ons nie teleurgestel laat. U sal voorsien, Here. U sal vir ons 'n God, 'n Vader, 'n verlosser wees elke dag. Seën ons saam wees, Here. Ons bid in U naam alleen. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend saam lees uit Romeine 5, vers 1 tot 11.
ek wil met hom aansluit. Ek herinner die tieners weer, volgende kwartaal moet julle daar hou. Julle my nie onthou nie, julle uit is. Goed, sê eers gou vir my voordat ons begin, wie van julle ken vrugtebome goed? Ek wil ons kyk hoe goed ken julle vrugtebome. Goed, wie kan my gou help? Wat is daar? Dit is weer Pisa, nee. Op 'n pisaboom, dis reg. Dan daarbo, daai donker, kom ons sê swart of vers vrug, wat is dit? Sê jy eers druiwe, nee. Ons kry dit op 'n wingerd. Goed. Nou kom ons by die kleintjies. Wat is dit? Ja, hy raak weg. Ja, hy raak weg. Okay, wat is daai oranje? Daai klomp oranjes wat daar lê? Ja? Lemoene, nee, ons kry dit op 'n lemoenboom. Goed, dan daai twee rooies, die twee ronde rooies wat daar lê, saam met die groene. Nee, nog nie strobberries nie, die rondes. Daar's twee rooies, en twee groenes. Wat is dit? Kijk, kom ons gee jou. Okay, appel of 'n appelboom, nee. Goed. Okay, tweeling nou daai klein rooi, wat is dit? Jy gesê strawberries. Okay, arbeie en arbeie is nie 'n boom nie. Dis 'n plant, nee. Goed. Nou ons staan volgens stil by die vrug van geloof. Dink julle dat ons daai klomp vrugte aan een boom gaan kry? Nee. Hoekom nie? Dis van alles vrugte. Okay, hulle het dieselfde bome nie, nee. Goed, ons gaan nie 'n vrug gaan soek by 'n boom wat se boom dit is nie. Nee, ons gaan nie op pisa gaan pluk op aan 'n appelboom nie, stem julle saam? En ons gaan ook nou nie pineappel gaan soek daar by arbeid. Okay. So julle kry die idee. Dit gaan gaan soos 'n pineappel by arbeid wat sê. Maar wat sê die Bybel vir ons van geloof en vrugte? Maar dan is daar ook die vrug van nou raak ek op. Vreugde, nee, dis nie vreugde. Dat ek my notas vir my kind. Dis 'n teken van uitheid. Vir die volwassenes wat nie weet as jy leer nag op 'n Vrydag aan, dan sal vir die res nie maak. Goed. Okay, daar's 3, laat ek dit eers by die kop. Okay, vrede. Die ander ene is hoop. Nee, geloof gee hoop in ons en dan liefde. Goed. En ek wil aangaan en beskryf, maar gaan aangaan die skryf, die skryf is my help, wat my woord as is. Goed, wanneer ons in Jesus glo, dan sê Jesus vir ons gaan vrugte dra. Waar word ons nog van vrugte in die Bybel? Wat nie oor geloof gaan, dit gaan oor die Gees. Waar word ons dit? Ons praat van die vrugte van die Gees, het jy al gehoor? Ok, en party van die vrugte wat ons hoor, uit volgens die deelheid, staan met daar. Nee, so Jesus as ons omgloe, dan moet ons vrug dra. Nou kom ons kyk gou. Daar het ek vir julle 3 vrugte afgelig. Geloof is gelyk aan vrugte, nee. So 'n appel, sommer net vrede,
mango. Wie van julle hou van mango? Okay, dis waar die, so bly is jy ook. En dan arbeid, liefde, nee. Ons weet die liefde gaan ons gepaard met arbeid beteken. Goed, so vrede, hoop en liefde. En ons het vir mekaar gesê, as jy na 'n spesifieke boom toe gaan en vrug soek, gaan jy nie 'n ander vrug daar kry nie. Nee. Nou as God vir ons 'n vrug te dra, en hy sê vir ons dat hoop, liefde en vrede vrugte moet wees, dan gaan dit ons in ons lewe moet wees, ons glo en stem julle saam. Okay? Dan gaan ons op 'n ander plek soek as by 'n gelowige, as ons weer die Here se geloof het. Nee, maar dan deel is ons vrede, nee. Goed, dan wat sê vrede vir ons? Vrede sê, ons hoef nie bang te wees vir God nie, want Jesus het vir ons kom help om weer vriende met God te wees. Nee, daai ding wat tussen ons en God gestaan het, sonde, het Jesus kom wegvat sodat daar kan vrede wees. Dis ons. Okay, gaan jy onthou. Hoop sê vir onsself wanneer ons 'n slegte dag het, en hartseer is, weet ons wat God ons gehelp. Nee, so al hoop vir wie daai verwagting te sê, daar's iets anders wat vir my voorlê. Okay, nie dit wat ek nou beleef. En dan die liefde God het ons so lief gehad, hy het vir ons vir Jesus gegee. En ons dra dit saam met ons in ons hart, om te weet, God het ons oneindig lief. Goed, gaan julle onthou. So waarom word ons lewe geken as ons sê ons glo in God? Aan die vrug van die geloof. Nee. En 3 daarvan is, ons kry vrede, ons kry hoop, en ons kry liefde. Jy onthou. Right, so jy moet nou nie 'n ander vrug gaan soek by 'n maaikot so wat jy glo nie. Nee? Dan soos jy besig om 'n pineappel by 'n arbeid te gaan soek. Nee? Dus ons sê dit kan nie werk nie. Maar as ons sê ons glo saam met mekaar in die Here, dan weet ons daai 3 vrugte is ons waar. En ons kan seker mekaar se lewens. Okay, ons kan mekaar ook herinner, dis deel van ons lewe. Right, en onthou, julle kan weer lekker kook en aan ons was. Geliefdes, ons tema vanoggend, ek sê het wat ons gelees het, die vrug van geloof. En hierdie prentjie het my nog ons gehelp om hierdie tema vanoggend saam te vat. So aan die linker en regterkant sien ons iets van die nagmaalteken met vol vrug in die middel. En ons geloof is ten diepste in Christus begrond. So ek dink die nagmaal help ons ook daarmee om hierdie vrug van geloof uit te kry. Maar wanneer ons vanoggend praat en nadenk oor geloof, dink ons baie keer aan geloof van iets wat ons moet doen. Iets wat ons moet hê, of iets wat ons moet regkry. En dan raak hierdie geloof amper vir ons verswaar te dra, dit raak vir ons 'n las. Geloof laat ons skouers hang.
veronderstel om so te wees. Die Bybel kom sê vir ons dat geloof die beginpunt is en dat hierdie geloof vrug in ons lewe na vore laat kom. Romeine 5 kom wys vir ons ook wat gebeur wanneer 'n mens deur geloof gered word. Wat is die uitvloeisel van daardie geloof? Paulus kom wys net vir ons wat is geloof nie, maar ook wat kom uit geloof. En dit is dan hierdie vrugte. Die vraag wat ons vanoggend vir elkeen van ons moet vra is, wat is die vrug van jou geloof in jou eie lewe? Beleef jy vrug van jou geloof? En dit bring my by die eerste gedeelte waar ons stil staan vanoggend. Geloof bring vrede met God. Ons grootste probleem in ons mensdom is die stres of siekte of probleme. En wat dit baie keer die grootste uitdaging maak, ons probleem maak. Maar ons grootste probleem eintlik was die sonde. Die sonde het ons in vyandskap met God gestel. Het skeiding gebring tussen ons en God. Maar hy het deur sy seun Jesus Christus dit alles ons kon verander. Ons sien nog anders daarna uit. Deur Jesus se kruisdood het hy ons sonde ontdra. Het hy ons straf op hom geneem. Het hy die pad na God toe vir ons weer oopgemaak. Dit is die vrede waarin ons met mekaar deel. Wanneer ons dan glo, dan verklaar God ook, ons is vrygemaak. Dit beteken nie dat ons nooit weer gaan sondig. Geliefdes, die sonde lê elke dag voor ons deur en wil ons bedreig. Om ons rug op die Here te draai. So dit beteken nie ons sal nie weer sondig nie. Maar dit beteken tog dat God sien ons nou as vrygespreektes. Nie meer as sondaars wat doelbewus teen hom inleef. Hoekom? Want Jesus het die prys van ons sonde kom betaal. Vriende, daarom het ons vrede met God. Daarom is ons nie meer die vyande nie. Daarom is hierdie skeiding nie meer so ver dat ons dit kan rig. Dis nie 'n gevoel van vrede, maar 'n herstel van verhouding met God. Daar's 'n verhouding moontlik met die Here. Omdat ons nie vyande van God is nie, is ons ook nie ver van af nie. Ons is nou met hom versoen. Sien julle dat geloof wat vrede bring met God, ons nader trek aan God, ons innooi, wil jy ons so naby aan God leef. Dan maar die tweede punt, geloof bring hoop te midde van swaar kry. En ek het gedink, hierdie sonopkomsprentjie, ek het gesê dat sonopkoms is 'n nuwe dag, daar's hoop. Daar's 'n vooruitsig. Die onderkant van die prentjie lyk donker. Maar uit die donker kom die kruis. Hoop. Te midde van swaar. Ons is baie keer die onderste gedeelte in die swaar vasgevang as dit kom by swaar. Maar hy is swaar by die einde in Jesus Christus. Dat ons weer iets om uit is. Wanneer ons hoor dat die hoop of geloof wat hoop bring en swaar kry, dan klink dit vir ons bietjie vreemd op die oor. Om te sê, hoe kan geloof ons eerste plek hoop bring en nog saam met dit te midde van swaar kry. Ons verheug ons oor swaar kry, staan ook in ons gedeelte. Niemand wat ek altyd tegengekom het was bly oor swaar kry. Ons sal eerder iets anders wil hê as swaar kry. Maar as ons uit geloof uitleef, dan kan ons verheug oor swaar kry. Want ons kyk anders na swaar kry. Ons weet dat swaar kry help ons om te groei. Help ons om ons afhanklikheid in die Here te onthou. Help ons om weer verslag op God te fokus. Om hom weer raak te sien terwyl ons die swaar kry gaan.
daarom die vers wat daai kettingreaksie vir ons verduidelik, dat swaar kry lei tot volharding, volharding ook egtheid van geloof, en egtheid van geloof ook hoop. So wat leer ons dan binne swaar kry? Swaar kry leer ons om God te vertrou. Partykeer neem ons vertroue af, want dit is dalk te gemaklik of te lekker as goed. Swaar kry help ons om dit weer te herontdek. Maar swaar kry kom en breek op ons selfversekerdheid af. Dat ons besef, ons is afhanklik van God. Maar partykeer jy word so selfversekerd, dat ons amper wil sê, ek het God nie meer nodig. So kom breek dit af. Maar swaar kry bring ons by einde van die dag by hierdie een waarheid om te sê, Here, ek is afhanklik van U, om dit te erken en so te leef elke dag. Geliefdes, wanneer ons in die geloof leef, en ons leef met volharding, dan sê ons, daardie volharding in die geloof bou my en jou karakter. Dit is waar die egtheid van geloof in. Want soos ons karakter in God gebou word, so word ons meer eg vanuit ons geloofslewe. Dit bou karakter. Hierdie hoop waarvan ons hoor in vers 2 tot 5 is nie net wensdenkerry. Want hierdie hoop is skaam. Hierdie hoop is iets besonders. God se Gees kom herinner ons behoort aan. Selfs in moeilike tye help ons geloof om ons te laat vas. Want ons weet God dat ons is. Ons staan nie alleen. God is by ons. En dit bring my by die volgende punt uit. Geloof bring sekerheid van God se liefde. Paulus bereik in vers 6 tot 11 'n hoogtepunt in hierdie verduideliking van ons vryspraak en die vrug van die vryspraak. Vers 8 sê hy, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Geliefdes, toe ek en jy nog skuldig, vyandig, as sondaar voor God gestaan het Christus vir ons gesterf. Sodat ons nou toegang tot God het. God het nie vir ons gesterf omdat ons goed genoeg was, toe ons beter geword het, of toe ons hom gesoek het. Hy het vir ons gesterf toe ons ons sondaar was, verlore was, ver van hom was. Paulus sê ons was vyande van God. Hy sterf vir ons as sondaars. God het ons lief gehad. Partykeer ons lewensomstandighede, dan kom ons by 'n punt vir alles wat gaan worstel met God en dinge nie vir ons sin maak nie. Dan sê ons, hoe kon God my ooit lief gehad? Maar waaraan weet ons dit? Weet ons dit aan die wêreld se standaarde om lief gehet te word? God se standaarde is die wêreld se standaarde. God het ons lief gehad. En die grootste bewys wat ek en jy het, dat God ons lief het, is die kruis van Jesus Christus. Paulus se gevolgtrekking is, as God ons lief gehad het, toe ons nog vyande was, hoeveel te meer sou ons nie nou red en bewaar, nou dat ons sy kinders is. Dink mooi, waar was ons en waar is ons nou? Hoeveel te meer? Daarom gee hy vir ons 'n diep sekerheid. Ons hoef nie te twyfel in God se liefde. Ons hoef nie te twyfel ons geloof nie. Want God ken ons, hy weet vir ons. Ons redding rus nie op hoe sterk ons geloof is, of hoe goed, ja, maar ons lewe is. Ons redding rus op dit wat Christus vir ons al reeds gedoen het. So wie ons verlou, nie onsself nie, maar vir God, die Jesus en Jesus Christus. Vandag kan ons vra in Romeine 5 vers 1 tot 11, wat
waarvoor ons mag gaan lewe elke dag. As ons in Christus glo, dan het ons vrede met God. Ons hoef nie meer in skuld en vrees te leef. Ons het hoop in swaar tye. Selfs moeilike tye is nie meer vir ons as gelowiges sinneloos nie. Want ons weet God werk en vorm ons in hierdie tye. So is tye wat ons omarm, is tye waar ons uitsien, want ons weet God werk met ons en hy vorm ons in hierdie tye. Maar ons in Christus glo dat ons ook sekerheid van God se liefde. En die kruis, die nagmaal, bespreek jy in die begin, is ons 'n vaste bewys daarvan. Jesus het vir my en vir jou gedoen. Geliefdes, ons kan dit nou vanoggend hoor en sê dis mooi, sodat dit 'n gedagte hou, sodat dit deel maak van ons lewe. Maar dan moet dit ook ons lewe kom verander. Ons lewe met dankbaarheid. Ons lewe met hoop. Ons lewe met vertroue. Ek het 'n kindertyd gesê dat die kinders met mekaar herinner van die vrug wat ons lewe ken. Is nie nodig dat ons baie keer ook vir mekaar herinner wat is die vrug van ons geloof en hoe ons daarop reageer en uitleef elke dag. Geloof is nie die kern van ons verhouding met God. Dit dra ook vrug en dit groei. Dit is ook ons praat van geloofsgroei. Ons is nie veronderstel om een plek te bly as ek tot geloof in die Here gekom het. Ek is veronderstel om sy kind te groei in 'n verhouding. Dit groei, dit dra vrug. Ons lewe verander. Daarom, weer die vrug van die geloof is vrede met God, hoop in swaar kry, maar ook sekerheid van God se liefde. En dit is waar ons elke dag uit hierdie genade leef met oorgawe. Mag ons lewe selfgetuienis word van hierdie wonderlike vrug van geloof, wat ons ontdek in God se seun Jesus Christus. En hy het vir ons werklikheid maak en ons gee. Vanuit wie hy is. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons vanoggend stil word en ons luister hierdie woorde van Romeine 5 vers 1 tot 11, dan hoor ons dat geloof verander ons hele lewe. Here, van vyand na vriend, van worstel na vrede, van swaar kry na hoop, van verlore wees na gered deur die liefde, soos dit ken deur Jesus Christus. Here, vanoggend wil ek U vra dat U ons sal help en wys van U Gees, dat ons so in ons geloof U sal groei, dat ons lewe werklik die vrug sal dra, wat in jou geseël moet wees. Here, dat ons so getuienis sal leef, dat ander by ons sal aanspreek, sal aansluit, en sal sê, daarin wil ek ook. Here, gee dat ons werklik sal uitsien, dat die vrede, die hoop en die liefde, dat U vir ons gee, vanuit die grootheid, vanuit wie U is, Here. Sodat ons kan gelewe, dat U ons gemaak het. Dankie dat ons